begin met net rustig raak. Hier is 'n gejaagde tyd van die jaar. So ons dink oor God se liefde en ek wil hê maak toe jou oë en dan kan jy begin met jou duime aan jou wysvingers draak. Terwyl jy so met jou vingers aan mekaar raak, dan dink jy oor die stelling God is liefde. Volgende raak met die duim aan jou middelvinger en dan dink jy die feit dat God sê, ek is lief vir jou. God is lief vir jou. En dan raak jy met jou duim aan jou ringvinger en jy hoor God wat vir jou sê, niks kan jou skei van my liefde nie. Niks wat met jou gebeur nie, niks wat jy gedoen het nie. Dan wil ek jy raak met jou duim aan jou pinkies en hoor God wat sê, ek is deur jou ook vir ander lief. God, waar ons weet, vandag is 'n dag waar liefde gevier word reg oor die wêreld. Weet ons, daar is nie 'n groter liefde as liefde wat U vir ons het. Die liefde waarin ons geskep is, die liefde waardeur ons geskep is, en die liefde waarvoor ons geskep is. Mag elkeen van ons hier vandag iets spesiaal van U liefde beleef. Amen. So, Louis het laasweek gesels oor die besetene van Gerasa en die die Zuma model. In geval, en hy het gepraat oor God wat so lief was vir iemand wat besetene was, iemand vir wie al die mense eintlik al opgegee het. En God het gesê, maar ek wil met daai persoon, wil ek 'n verhouding hê, 'n intieme verhouding. Ons praat oor intimiteit. En dit sê vir ons iets van wie God is, wat sy behoefte vir ons is. Toe het Louis in die week gepraat oor die Israeliete wat so in die woestyn aan die kla gegaan het. En gesê het oor wat hulle alles kla en hy het gesê, pas op vir waaroor jy kla en ook hoe jy kla. Weet, ons moet versigtig wees want God het iets anders van ons gedagte. So ek wil hê, kom ons gesels vinnig met mekaar, as jy alleen sit, skuif dalk net so 'n bietjie nader aan iemand wat julle mekaar kan hoor. En dan vra julle vir mekaar die volgende 2 vrae. Waar het jy in die week iets van God se nabyheid beleef? En wat is iets waar jy te maklik kla? Dis daar's 'n fout. Waarvoor jy eerder vir God moet vertrou. So ek gaan met hierdie 2 praat. So ek weet nie of van julle dalk by vraag 2 gekom het en toe jy iemand anders nodig om jou te sê waaroor jy baie kla nie. Gelukkig is dit ook om ons mense naby ons het, wat ons kan herinner, maar dis nie goed waaroor jy gewoonlik te veel kla. Ons gaan vandag 'n storie lees wat aangaan by dieselfde gedagte en dis 'n storie in 2 Konings 2. So as julle wil kan julle slang
die Bybels oopmaak, daar te blaai, ek gaan dit op die bord oorlees. En dis 'n bekende storie. Dit is 'n storie van Elia en Elisa, waar Elia in die hemel opgeneem word. Die hele Chariots of Fire, dis hierdie storie. En dalk vir ons om net te verstaan, moet ons die twee kan onderskei. Elia was 'n senior profeet gewees. Hy was iemand wat al 'n baie lang pad met die Here gestap het en ook meeste van sy lewe alleen was. Die konings het nie baie van hom gehou nie, want hy was gereeld besig om goed te sê wat waar is, maar wat die konings nie behoor nie. Hy was nie bang om die konings aan te spreek as hulle, jy weet, afgode aanbid en sulke tipes goed nie. So, hy was vir 'n groot deel van sy lewe eintlik so 'n bietjie van 'n lone wolf, maar kragtige man van God. Elisa was weer uit 'n groep profete gewees. En ons lees van hulle ook in hierdie storie. En so hy was meer deel van 'n profetiese span. Dis onduidelik of hy die leier was van hulle, ten minste voor hierdie gebeurtenis. En hy was 'n disipel. Hy was 'n volgeling en 'n bietjie jonger profeet, volgeling van Elia. Maar hulle was baie naby mekaar. En dit gaan ook vir ons in die storie uitkom. So, julle kan so lank oopmaak as julle nog nie het nie. En ons gaan van vers 1 af lees. So dis 2 Konings 2 van vers 1 af. Dit sê die tyd het gekom dat die Here vir Elia 'n stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek en Elia het vir Elisa gesê: "Bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe." Elisa se woorde was: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal nie alleen laat gaan nie." Hulle is na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, by vers 3. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra: "Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?" Hy het geantwoord: "Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie." Elia sê vir Elisa: "Bly hier, want die Here stuur my na die Here toe." Maar Elisa het geantwoord: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal nie alleen laat gaan nie." Hulle het saam in Jerigo aangekom. Die profete van Jerigo het na Elisa toe gekom en hom gevra: "Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?" Hy het geantwoord: "Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie." Elia sê vir hom: "Bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe." Maar Elisa het geantwoord: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal nie alleen laat gaan nie." Hulle twee is saam verder. 'n 50-tal van die profete is agterna en het op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droog grond waar deur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen, voordat ek van jou weggevat word?" Elisa het geantwoord: "Mag daar tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom." Toe sê Elia: "Dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur. Maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie." Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur, wat in twee van mekaar geskei het. En Elia is 'n stormwind op die hemel in. Elisa dit sien, het hy uitgeroep: my vader, hy was vir Israel, die strydwaar met sy ruiters." Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in 2 stukke geskeur. En dan gaan die storie aan met Elisa wat terug is na die ander profete toe, deur die Jordaan is en hulle wat hom aanvaar het as die volgende profeet, omdat God se Gees op hom is. Nou hierdie storie is interessant, want hy het klop verskillende elemente wat eintlik in mekaar ingevleg is. Die eerste ding wat vir my opvallend was in hierdie storie, is hoe vanselfsprekend dit vir almal was, dat Elia in die hemel sou opgeneem word. Die eerste vers al sê, die tyd het gekom.
dat die Here vir Elia 'n stormwind in die hemel sal opneem. En dan van daar af aan, oral waar hulle kom, in al die dorpe waar daar profete is, dis asof hulle net geweet het, of hulle het geweet, dis wat hulle profete gemaak het. Hulle het geweet en hulle het elke keer vir Elisa gesê, maar jy weet, jou meester, Elia, hy gaan vandag opgeneem word. Dit is dan net ongelooflik hoe die Here met hulle gepraat het, dat hulle soveel duidelikheid gehad het hieroor. En dan sy antwoord, ek weet dit, al klaar. Maar moenie daaroor praat nie. Eintlik die letterlike vertaling sê, bly net stil. Dis 'n persoonlike ding wat hy daar sê. Want hy's eintlik besig om erkenning te gee aan die feit dat hy iemand baie naby aan hom verloor. Hy gee erkenning aan die feit dat Elia vir hom regtig iemand naby was. So dan beweeg hulle sal sien net so hier bo die blou deel, dis die Dooie See, die plek van waar hulle loop, na Bethel, na Jericho, dis alles baie naby aan mekaar. Israel is 'n klein landjie, so dis glad nie ver so loop nie, en hulle eindig omtrent presies waar hulle begin het ook. Glad nie ver daarvan af nie. So mens kan baie vra oor hoekom, maar ek dink 'n groot deel daarvan was oor die getuies. Hierdie 50-tal profete wat saam met hulle gestap het, hulle moes sien wat hier aan die gebeur is. Wat die gesprek is, wat tussen die twee gebeur het. En dan kom hulle by die Jordaan. En hulle gaan deur, jy weet, Elia maak die Jordaan oop en hulle stap deur. En dan kom ons by 'n besonderse vraag. Een waar ek vandag op wil stil staan. En dis Elia wat vir Elisa vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, voordat ek weggevat word? Nou dis 'n gelaaide vraag. En ons kan dit eintlik eers verstaan as ons verstaan wie Elia was. Elia was nie jou average profeet wat miskien een ding gesê het en toe weer verdwyn het nie. Hy het oor 'n baie lang tyd 'n klomp goed gesê wat almal waardevol. Hy het 'n klomp goed geprofeteer en dit het so gebeur. En hy was deel van 'n klomp wonderwerke. Ons lees dat hy gesê het dit gaan vir 3 jaar lank droog word. 3,5 jaar. En toe gebeur dit. En toe hy weer bid daaroor, toe kom al weer reën. Ons lees dat hy 450 profete van die Baals aangevat het, waar hulle offers gehad het en verbid het vir vuur om uit die hemel uit te kom. 450 ouens kon dit nie regkry nie. Hy staan alleen teen hulle en hy bid 'n eenvoudige gebed en die Here laat vuur afkom en alles verteer. Ons lees dat hy op 'n stadium by 'n weduwee was, uiteindelik gaan wegkry vir die koning en haar kruik met olie raak nie op nie. En waar het sê, dit is so baie dat sy die olie kan verkoop ook nog en vir ander mense, of by ander mense verkoop en daarvan lewe. En ons lees dat haar eie seun doodgaan. En Elia is deel van die proses om hom weer in die lewe te bring. So as Elia hierdie vraag vra, dan is dit 'n groot vraag. Want Elia was 'n ou wat 'n massive lewe gehad het. Wat groot goed in sy lewe gebeur. En dan vra ek myself af, wat sou ek geantwoord het? Wat sou jy geantwoord het? Die van ons wat by die drywe betrokke is, sal dalk sê, jy daai droogte idee klink nogal nie so bad nie. As ons so tot so einde April net, as die reën net so bietjie kan terughang, dan gaan dit goed. Dan kan ons weer reën kry. Of van ons sal dalk sê, maar as ek net daai bodemlose put gehad het, dit hoef nou nie olie te wees nie, kan ook net soveel slapchips eet, maar as ek nou vir my 'n bodemlose tank petrol gehad het, dis 'n great gewees het. As my stoor dalk net nie, ek het stoor wat nie opraak, die klink dalk as harde werk. Nee, ons kies 'n ander ene. As jou bankrekening net nie opgeraak het nie. As jou spens vir die lekker kos of dalk in die tyd van julle gewens toe my kelder dalk nie opgeraak het. Jy weet, as net so kon aanhou, dis dalk iets wat ons ook sou oorvra. Dit klink nogal heel voordelig. Dalk sou jy gewens het vir vuur. Hoe kan jy net dink, as jy bekend gestaan het in hierdie vallei, as die ou wat vuur uit die hemel uit kom bring? Mense sou nogal anders kyk het na jou. Daai mense wat so maklik meer praat op jou, hulle sou dalk alle woorde getel het.
Daai ouens wat jou 'n paar rand skuld sou dalk terugbetaal het. Jy sou waarskynlik nie heining in jou huis nodig gehad het nie, want jy sou bekend gestaan het as die een wat vuur uit die hemel kan bring. En ons dink daaroor en dit kom eintlik weer op mag. En jy sê, as ek net daai tipe mag gehad het, dan sou my lewe bietjie meer uitgesorg gewees het. Mense sou my anders hanteer het. Of dalk het jy iemand verloor in die jaar, oor die laaste paar jaar, kan selfs lank terug wees, iemand wat baie naby aan jou was. Iemand wat volgens jou te vroeg deur die dood weggeneem is. En jy sal dalk wil sê, as ek een ding kan vra, dan is dit om daai persoon terug te kry. Dit is nie 'n onredelike vraag nie, dit is nie 'n onmenslike vraag nie, dit sê iets van ons liefde dalk selfs. Maar dan maak dit Elisa se antwoord so besonder. Want met alles wat hy van Elia kon vra, kies hy om te sê, gee my van die gees wat op jou is. En die ding is, dis nie 'n hoogmoedige ding om te vra nie. Ons lees al hierso, hulle praat van 'n dubbele deel, maar dis eintlik nie, het gaan nie oor dat hy 2 keer soveel soos Elia wil hê nie. Nee, dis vat nie dit nie. Hoe dit in daai dae gewerk het is, as 'n pa klomp seuns gehad het, net die seuns het geërf in daai dae, dan sou almal 'n deel gekry het van die erf, maar die oudste seun sou 'n dubbele deel kry. So wat Elisa eintlik vra is net, hy sê eintlik ek wil erf by Elia. Want hy het hom eintlik as 'n pa gesien, as 'n geestelike pa. Hy sê ek wil erf by jou en 'n dubbele deel ontvang. Sy behoefte is dit wat Elia het, in terme van die verhouding met God. Nou ons kan baie keer dink, jy weet as jy so iets lees, hy vra eintlik nog steeds vir daai mag wat Elia gehad. Hy vra nog steeds om te kan mense genees en jy weet olie nie te laat opraak nie, maar die ding is, Elia was nie 'n genie. Hy was nie iemand wat mense se wense net kon laat waar word nie. Hy was 'n profeet. 'n Profeet is 'n dienaar van God. 'n Profeet is iemand wat luister wat op God se hart is en dit dan hardop sê. Hy laat dit gebeur, maar dit is eintlik God se krag, dis nie sy eie nie. So Elisa is glad nie besig om homself meer te maak as nie. Wat hy sê is, die ding wat ek die heel meeste wil hê, is 'n verhouding met God. Selfs al is hy net 'n klein bietjie soos die verhouding wat jy het, sê dit die Elia. Selfs al is dit net 'n klein bietjie so sterk, dis my diepste behoefte. Wat sou ons gevra het? Sou ons regtig daai insig gehad het om te vra, meer as enigiets anders, wil ek God se gees hê, wil ek God se nabyheid hê, wil ek dit hê, wat my en God aan mekaar bring. Ek dink eerlikwaar, ek sou gestik het. En nou het gepraat oor waaroor ons kla. Ons klagtes is eintlik maar meeste van die tyd goed wat ons nie het nie, of goed wat nie gaan soos wat ons wil hê nie. Dis die goed wat ons sou wil oplos. As iemand met baie geestelike krag vir jou sou vra, ek sou baie maklik gesê het, kan ons net hierdie ding uitsorg, net daai ding, net. Elisa sê nee, my verhouding met die Here, dis waarvoor ek wil vra. Jim Carrey het op 'n stadium gesê, I think everyone should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see it's not the answer. Die vraag lê dieper as net wat om ons aangaan. Dit lê selfs dieper as die goed wat emosioneel in ons aangaan. Gaan oor die verhouding. Daar was nog 'n persoon wat daai vraag kon beantwoord het. En dis Jesus self. Jesus het die krag gehad om die wêreld te skep. Die wêreld is deur hom geskep, sê Johannes 1. Nie net dit nie, hy het die krag gehad om alles op aarde te besit en te beheer. Die duiwel het van daai aanbod gemaak. En nog verder is dit, hy het die krag gehad om homself van die kruis af te red, om dalk selfs nooit eens kruis te begin.
Maar elke keer het hy gekies om te sê, ek kies om mens te word. Ek kies om nie vir versoeking te val nie. Ek kies om selfs my eie lewe nie so belangrik te ag nie, want die verhouding tussen God en mens meer werd as enigiets anders. Elisa se storie eindig met hom wat Elia se mantel optel, deur die rivier stap, en hy word die leier van die profete daarna. En 'n klomp magtige goed gebeur in sy lewe. 'n Klomp wonderwerke gebeur waar hy betrokke is. Dit was 'n keuse wat hy gemaak het om te sê, ek kies die Here bo enigiets anders. So wat kies jy vandag? En om aan te sluit by Louis se middel van die week boodskap, wil ek sê, wees versigtig vir wat jy kies. Want dan kry jy dit. Asof vir wat jy vra, want dan gee die Here dit vir jou. Mag ons elkeen weet vir die Gees te vra, en daai keuse voor ons is. Ek wil hê net al waar jy sit, maak jou hande oop. Ek kan jou palm so na die kant draai en dis 'n ontvangposisie. En dan wil ek hê jy bid saam met my, die Gees van die Here. Here Jesus, U vir ons kom leer en kom wys dat niks op aarde so belangrik is as 'n verhouding met U. Here, U vir ons kom leer in die woord dat elkeen wat glo, 'n kind van U is. U liefde vir ons oneindig is. Here, dat U Gees binne ons is wanneer ons U aanvaar. So Here, ek bid nie dat U Gees die eerste keer op ons kom nie. Ek bid dat U Gees nog sterker sal word. En dat ons nog meer van die Gees sal soek in ons eie lewens. Here, U kyk na ons wat maar 50 mense is. En U sien in hierdie groep mense 'n koninkryk wat gebou word. Here, U sien in hierdie groep mense wonderwerke wat gebeur. Here, U sien genesings, beide van liggame en van harte, emosies. Here, help ons waar ons geloof nog te klein is om dit te sien. Stuur die Gees in ons elkeen, sodat ons sal vertrou. En Here, waar die hele wêreld vir ons skree wat belangrik is, vra ek, maak daai stemme stil en laat die diepte van ons hart net 'n begeerte vir U sal wees. Ek bid dit in U naam. Amen. Ek wil net voor ons laaste lied gaan sing, wil ek draai van mekaar toe en herinner mekaar, die Here se Gees is in jou.